Die tema van my boodskap is, glo jy dit? Dis nie eers my woorde nie, dis Jesus se woorde. Glo jy dit? Ons sal dikwels in 'n tydskrif iets lees, of YouTube, of Google, of iemand vertel vir jou iets. Net die feit dat jy hierdie woorde sê, glo jy dit, wys dat jy nie seker is nie. Of jy glo glad nie wat die persoon sê nie, of jy trek dit in twyfel, of daar's iets wat jou irriteer omtrent dit. Matteus 16 vers 13 en 17 vra Jesus, hy het altyd vrae gevra. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Hy het altyd gevra, hy sê vir Petrus, wie sê hierdie mens is die Seun van die mens? Toe vra hy vir hom, en wie sê, jy is ek? As ek vandag vir julle moet vra, wie is die Seun van God? Gaan almal sê, Jesus. Maar ek vra vandag, wie sê, jy is Jesus? Glo jy dit werklik, dat hy is die Seun van God? Glo jy werklik, dat hierdie wonderwerke wat hierso staan, kan met jou gebeur? Glo jy dit? Jy sien, juffrou moet eers vir die kind kan sê 1 en 1 is 2, voor sy hom kan vra, wat is 2 plus 2? Ja, as hy nie glo 1 en 1 is 2 nie, en sy pa het met hom grap by die huis gemaak en gesê, dis 11 nie, dan gaan hy kind nie kan verder gaan na 2 plus 2 toe nie. Glo ons werklik hierdie woord? Jesus bly dit vra, dwars deur hierdie woord. Adam en Eva Sondag, hulle het elke in die skemerwind saam Jesus gewandel in die tuin, wat God is. En wat doen hy heel aan die begin? Hy sê, waar is jy? Waar is jy? Adam sê, ons het gesondag. Daarom het ons vir u weggekruip. Praat bietjie die waarheid. Hoeveel keer kruip ons nie vir God weg nie? Ons weet dat ons aangejaag het, ons weet ons was ongehoorsaam, en dan kruip ons vir God weg. Dan sê ons op 'n latere stadium, die Here, ek weet nie waar was die Here nie, hierdie ding het met my gebeur. Hy vra, waar was jy? En as ons aangejaag het, hardloop ons weg van God af, in plaas van hardloop na hom toe. Hy bly vra dwars deur die hele Bybel, en hy het 'n rede hoekom hy dit doen. Maar ek wil stil staan by die belangrikste vraag wat Jesus vir die mens gevra het, terwyl hy op aarde is, om ons lewe goddelik te maak, om ons lewe te maak om in sy wil te leef. En dit is, glo jy dit? Kom ons lees. Johannes 11:21-26. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, dat hy klaar gesterf het, weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Sy glo, dat as Jesus vra, sal hy dit kry. Dink julle Martha het geglo dat as sy vra, sou sy dit kry? Nee, want dan sou sy nie vir Jesus gesê, as u hier was, sou hy nie gesterf het nie. En ek weet dat as u iets van God vra, sal hy dit vir u gee. Mag ek en jy iets van God vra? Mag ons hom vir goed vra? Karre, huise, sulke goed, mag ons dit vra? Ja. Kom ons kyk. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Sy sê, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Ek weet dit. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Maar hier is die belangrikste vraag ooit, wat hy vir ek en jy gaan vra. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Toe sê hy vir haar, glo jy dit? Jy sien Martha, ek kan niks vir jou broer doen nie, want jou broer is reeds dood. Ek wil julle 'n les leer. As jy glo,
sal ek dit doen. Satan kan net in vrees opereer. Hy het nie ander wy nie. Net vrees. God kan net in geloof opereer. Hoekom ons in ons alledaagse lewe pas ons dit toe? Ons gaan na mense toe en sê, hoor hierso, kan ek 'n pen leen? Ek wil net gou hier teken. As jy nie glo hy gaan die pen vir jou leen, hoekom vra jy hom dan? Dit is so maklik dat goed in die alledaagse lewe glo ons. En die ergste van alles is dan versprei ons dit. Want Google het gesê, Prins Charles het 'n obses op sy skouer. Nou gaan ons vir almal vertel, Jesus, hy draai by die dood om, dit, want jy het op Google gelees. Nou versprei ons nog wat ons tweedehandse inligting wat ons gekry het. Terwyl God ons hier leer in sy woord, my kind, as jy glo, want Martha het nie, want as ons so self vir Lazarus gebid het. Daar's baie kere dat ons iets van die Here vra en dit gebeur nie. Dan kom ons dan sê ons, maar hoekom het dit nie gebeur nie? Ek het dan so mooi gevra. Ek het regtig julle, ek het geglo dat dit gaan gebeur. Daar's 3 tipe goed wat ons moet dan kyk. Daar's 'n paar redes hoekom ons nie goed ontvang nie. Soms sê God nee, want nee is ook 'n antwoord vir jou eie beswil. Jy staan en jy wil hierdie huis koop en hier is jou droomhuis, want hy het 'n spens. En die Here sê nee, gaan dit nie goedkeur nie. Later dan vind jy uit, dis op turfgrond gebou en hy gebou en hy kraak oralste en alles is fout met die huis. Maar toe God nee sê, toe wip ons. Want ons dan so mooi gevra. Hy weet beter wat in jou toekoms lê as jy, want ek en jy weet nie. Maar hy weet, soms sê God nee, meeste van die kere veroorsaak ons self, dat ons nie kry nie. Meeste van die kere, kom ons kyk net na 3. Of ons glo glad nie. Hebreërs 4 vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Hoekom nie? Omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Almal hoor dieselfde woord. Almal hoor dieselfde preek. Party glo, ander glo glad nie. Jy hoef nie 'n titel te hê nie. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n dominee of 'n ding te wees nie. Jy kan net 'n kind van die Here wees. En jy kan presies doen wat hierdie manne en vroue wat hier voor staan doen. Want aan elkeen, Romeine 3, is 'n mate van geloof gegee. Party wil dit beoefen, party nie. Die dag toe daai klein dogtertjie gebore is sy gebore met spiere. Sy is gebore met die ability om te kan loop, hardloop, kruip, alles doen. Dit moet ontwikkel word. So moet geloof ontwikkel word. Hoeveel keer sit 'n kind wat 'n topatleet is, maar hy glo self nie hy kan dit bereik nie. Totdat iemand in daai persoon glo en sê, ek weet jy kan, ek weet jy sal kan. En dan Olimpiese spele goue medaljes te vat. Die tweede ding is, klein geloof. Jesus maak die storm stil. Die disippels is op die boot, en Satan werk 'n ou stormpie op. En hulle skree, Here, kom ons kyk, Matteus 8, 25, 26. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde, nie die wind nie, winde, en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Partykeer voel dit, waar is die Here, ek vergaan, kan hy nie sien nie, ek is emosionele wrak, ek is 'n finansiële wrak, waar is die Here? En jy roep uit, dan moet ons gaan kyk, in al 3 hierdie dinge, ek gaan nou die derde ene noem, daar is fout met ons geloofsisteem.
As die kriepie in die swembad nie wil loop nie, is daar fout met jou engine, wat hom moet aandryf. Dan die een waarmee ek dink ons almal sukkel. Want ek self sukkel soms met hierdie. En dan moet ek myself goed aanspreek. Twyfel. Jakobus 1 vers 6 tot 7. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Julle moet die boek Jakobus gaan lees. Dis die mees leersaamste boek. As jy dit kan kanker, het jy baie gedoen. En Jakobus was die broer van Jesus. En hy het nie in Jesus geglo tot na die kruisiging nie. Of het ons net 'n gedaante van godsaligheid? Ons is nog nie mooi ontwikkel in geloof nie. Ons sê ons is Christene, maar ons beoefen glad nie die geloof nie. Jesus vra daai vraag. Julle, as daar iets is wat my kan opwek, wat ek myself moet aanspreek, is dit 'n godsdienstige persoon. Hulle maak my naar, hulle maak my gek, want jy moet soos met graad, voorskool, wat nie meer dit deesdae, met hulle praat, want hulle neem vir alles aanstoot, hulle het 'n kriek verby gehop, en hy het 2 ander tunes gesing, so hy's demonies. Ek kan net nie, ek kan gek word. Want 'n gees van godsdienstigheid sê jy dien die Here met jou mond, maar jou hart is ver van hom af. 'n gees van godsdienstigheid is gevaarliker as 'n Jezebel spirit. Want hulle maak dat ander mense nie by God kan uitkom nie. Hulle maak dit onmoontlik vir ander mense om die Here te dien. Die Fariseërs het 'n gees van godsdienstigheid gehad en die skrifgeleerdes. Hulle was so geleer in die woord, maar toe die seun van God tussen hulle loop, herken hulle hom glad nie. Die man waarvan hulle praat, waarvan hulle gelees het is op pad, waarvan Johannes gesê het, ek berei 'n weg voor, hy kom, waarvan Jesaja geskryf het, hulle ken hom glad nie, want hulle was te besig om godsdienst te bedrywe. En op die straathoeke te staan, met hulle titels. Al die straathoeke bid die gebede, en die markte waar hulle gegaan het, hier is pastoor so en so, of hier is dominee so en so, kyk hoe heilig is hulle. 'n gees van godsaligheid. Kyk wat sê Jesus daaromtrent, nie ek nie. Lukas 6, vers 46 tot 47. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister, en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Dis duidelik dat Jesus gehoorsaamheid vereis. Hy sê ek sal vir julle wys wat dit is. Ek praat van die wyse man wat sy huis op die rots gebou het, die rots is Jesus Christus. En die ander man het sy huis op wat gebou? Sand, op godsdiens. Nie op die God van die diens nie. Dink julle Satan glo? Die Bybel sê hy glo. Ek moet dit vir julle wys. Kom ons kyk, Jakobus 2 vers 19. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels weet, daar's 'n God. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Die duiwels weet daar's 'n God, hulle was saam met hom in die hemel, toe hulle uitgegooi is met Lucifer. Lucifer, the shining one, toe hy die aarde tref, toe sy Satan, die verderwer. Hulle weet daar is 'n God, en hulle weet dis die enigste God. Daarom worry hulle nie, hulle los mense uit wat in sonde lewe. Satan voel veer of jy dronk agter die kar se stuurwiel inklim.
Satan voel veer as jy dobbel by die emerald. Die geluksgoed ding bring armoede, gaan lees jou Bybel. Satan voel veer vir hierdie goed. Hy weet nie met daai mense nie, gaan gerus voort, want julle is in my kingdom. Julle doen wat ek graag wil hê, dis my wil vir julle. God se wil is daai ene, wat jy altyd uitstaan soos 'n seerduim. Hulle het dit met Jesus gedoen, hulle gaan dit met ons ook doen. Hulle gaan jou nie verskoon nie. Sodra die probleem in ons geloofsisteem reggemaak is, deur die hulp van die Heilige Gees te vra, ons mag vir die Here vra. Onthou julle die seun wat aan epilepsie gelei het, wat homself in die vuur gegooi het? Toe sê Here, ek glo, sê die pa, maar kom my klein geloof tegemoet. Soms het ons net eenvoudig net nie genoeg geloof nie. En dis nie 'n probleem nie, die probleem is as jy daar bly. Vra vir die Here, Here, help my met hierdie probleem. My geloof is te klein om op te staan. Dan staan verskil om reg te vra. Die Here sê julle kry nie, want julle vra nie. Ook in Jakobus. Kom ons kyk. Daar's 'n groot verskil tussen gee en doen. Kyk hoe duidelik stel God dit. Hy vra vir Salomo. Hoor wat vra die Here. 1 Konings 3:5 en 9. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê: "Begeer wat ek jou moet gee." Wat moet ek vir jou gee? Salomo antwoord duidelik, spesifiek. Die Here antwoord nie vaag gebede nie. As jy nie weet wat jy wil hê nie, hoe wil jy met God weet? Ek gaan mos vir jou, geef maar 'n ding wat so hout om het en dit lyk of hy 'n punt het. Jy noem hom potlood. Hoor wat sê hy. En Salomo antwoord duidelik, spesifiek. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? Dis wat hy gevra het. En die gevolge, God het hom baie meer gegee as dit wat hy voorgevra het. As jy die Here iets vra, gaan God jou vra, wat wil jy daarmee maak? Is jy verantwoordelik? Is jy steward van dit wat ek jou gee? Kan ek jou daarmee vertrou? Kom ons kyk na die ander ding van doen. Matteus 20:32 tot 34. Twee blindes roep uit na Jesus terwyl hy uit Jerigo uitgaan. Die mense bestraf hulle, want hulle is nou lastig, jy sien, hulle is blind. Maar hulle bly al hoe harder roep. Toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Wil jy iets gegee hê? Wil jy iets gedoen hê? Jy moet reg praat. Ek meen, as jy met mekaar praat, kommunikeer ons duidelik. As ons met die Here praat, dan skielik weet ons nie wat om te sê nie. En hulle antwoord spesifiek wat hulle wil hê. En hulle antwoord: Here, dat ons oë geopen mag word. En die gevolge, hulle kon sien. Dadelik sê die woord van God. En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel, hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Glo jy dit? Dink jy stories wat die Here in die Bybel vertel? Daar's parables wat hy vertel en dan is daar gevalle wat hy beskryf soos hierdie. Daar's vergelykings wat hy maak en dan is daar gebeurtenisse wat hy gee. Glo jy dit? Glo jy dat God vir jou iets kan doen? Glo jy dat God vir jou iets wil gee? En gee is nie altyd goed nie. Gee kan vrede wees. Gee kan liefde wees. Gee kan omgee wees. Die woord van God is gelouter, wat in hierdie woord staan is die waarheid. Die woord is ja en amen. Kom ons kyk, Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Markus 16 vers 17 sê hierdie: Julle sien, dit is hoekom daar vir baie kinders van die Here niks gebeur nie, want hulle glo nie. Wie van julle wat hier sit kan duiwels uitdryf? Almal. Die Here sê, ek het my autoriteit aan julle gedelegeer. Elkeen wat hier sit kan dit doen.
Wie van julle kan julle hande op siekes lê en hulle word gesond? Almal. Dis in die Bybel. Jy sien, ons glo dit nie. Ons is nie geleer om duiwels uit te dryf nie. Ons is nie geleer om ons hande op die siekes te lê, omdat ons die woord van God verkondig nie. Ons is deur Jesus autoriteit gegee om dit te doen. Elkeen van ons wat hier sit kan dit doen. Kyk wat sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nie sou hierdie tekens gevolg het nie, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. Onthou julle vir Paulus op die eiland Malta. Slang byt hom. Hy skud hom net af. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Dis kom jy bid voor jy eet, nie omdat jou ouma so sê nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nou, hoe gaan jy ooit weet jy het hierdie autoriteit as jy het ooit gaan toets nie? Oefen op die hond. Oefen op die kat. Ek bid vir my diere. Glo jy dit? Glo jy kan hierdie goed doen? Want hy sê, ek delegeer my autoriteit na julle toe. Ons almal kan dit doen. En toe sê Jesus vir hulle, omdat julle glo, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Al wat die Here vra is, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy wat hier staan? Of is daar fout met die geloofssysteem? Ewen dan kan ons sê, Here, kom my twyfel tegemoet. Kom my klein geloof tegemoet. Ek weet ek het geloof, maar is nog nie ontwikkel nie. En as jy die Here vra vir geloof, gaan hy nie sê, yes, hierso, 100%, you got it. Hy gaan vir jou 'n situasie stuur. Hoe kan jy opgaan in die lewe as jy nie eksamen skryf nie? Dis nie eens moontlik praktiese in die algemene skool nie. Hoe wil jy dit in die geestelike skool doen? Hy gaan vir jou 'n situasie gee. En hy gaan vir jou 'n situasie gee wat jy kan hanteer. Want hy gaan dit gee volgens jou geloofssysteem. Waar trek dit? Dis iets wat ons moet ontwikkel hierdie jaar. Want wie van ons wat hier sit wil God please? Met alles in my. Dis die enigste wy. Slegs geloof. Hebreërs 11 vers 6. Behaag God. Dis die enigste manier. Kom ons bid. Ons gaan bid vir hierdie geloofssysteem van ons. Vader, in Jesus Christus naam kom ons vandag en ons vra, kom ons geloofssysteem tegemoet. Ons ongeloof, klein geloof en twyfel. Help ons groei in die geloof, Here. Vergewe ons dat ons twyfel en sit bestendig weer binne in ons. Here, ons glo, kom ons klein geloof tegemoet, sodat ons U kan gehoorsaam en doen wat U perfekte wil is, in Jesus naam. Amen. Ek wil hê julle moet net so sit. Is daar 'n God? Ja. Is daar? Nou kom laat ons hom dan nie God wees nie. Hoekom laat ons dan nie die God wat ons sê ons aanbid, wat ons lief het, hoekom laat ons hom nie toe om in ons situasie in te gryp nie? Die Indiaan, wat in die Amazone bly, wat nie TV het nie, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, die woord van God sê, hy sal geoordeel word deur dit wat hy self om hom sien, die natuur. Selfs die Indiaan weet, ek eet nie my ma nie. Van die buurvrou eet maar nie my ma nie. Dis in jou ingebou, wat's reg en wat's verkeerd, deur God, homself. Nou wil ek jy net sit en kyk. Ons gaan vir julle iets op die skerm gooi. Dan kyk jy die God wat jy aanbid. Kyk wat het hy gedoen. En hy het dit vir ek en jy gedoen. Hy het dit nie nodig nie. Kom ons kyk. Wow.
wat 'n awesome God. As die Here soveel detail aan 'n blommetjie gesit het, soveel detail. En dat hy nog gesorg vir die reuk daaromtrent om vir ons te herinner aan al hierdie goeders. Hoeveel te meer gee hy nie vir ek en jy om nie? Sien, die lewe druk ons so van buite af, dat ons die mooi wat hy binne ons sit, al vergeet het. En nou het ek groot genade by julle nodig, want ek gaan preek wat die woord sê, ek gaan net 'n stukkie vir julle doen omtrent die tiendes en die offerhande. En weet julle wat so moeilik die pastoor moet dit doen? Dis in die Bybel, dis nie ek wat die Bybel geskryf het nie, maar ek gaan vir julle nou sê, moet ek tiendes en offerhande gee? Is dit nie net in die Ou Testament nie, hoekom moet ek dit doen? Kom ons kyk, Maleagi 3:7-10. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Jesus antwoord spesifiek, in die tiendes en offerhande. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie, bring die hele tiende na die skat. Hy sê, vra, waarin beroof ons u? Hulle sê tiendes en offerhande. God antwoord duidelik. Hoor jy wat sê hy? Bring dit na jou skathuis, dis die plek waar jy aanbid. Hoekom moet jy dit so toe bring? Sodat daar spys in die huis kan wees. Dit help nie mense kom vra vir my, kan ons nie vir hierdie armes dit doen nie? Kan ons nie vir hierdie daai gaan gee nie? Waarmee moet ek dit doen? Waarmee moet ek hierdie goed doen? As mense nie hulle tiende en offerhande betaal nie. Myne is heel eerste uit my bruto uit in die kerk. Is dit so, Amanda? Hulle werk met dit, ek werk nie eens daarmee nie. Ek kan nie doen wat ek nie van self doen vir julle vra nie. Kyk wat sê die Here. Hy sê, sodat daar spys in my huis kan wees, en die enigste plek waar God jou gaan uitdaag in die Bybel. Hy sê, beproef my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemelse oopmaak nie. En dan sê hy, sal die springkaan van jou land afweer, hy sal al hierdie goeders doen, want dit is 'n instelling van God. Maar is dit nie net in die Ou Testament nie? Nee, hoor wat sê Jesus in die Nuwe Testament. Markus 12:13-17. Toe stuur hulle na hom sommige van die Fariseërs en van die Herodane om hom op 'n woord te betrap. En hulle kom en sê vir hom, meester, ons weet dat u waaragtig aan niemand steur nie, maar u leer die weg van God en waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal? Nou wil hulle weet of hulle income tax moet betaal. Maar hy het hulle geveinsheid geken en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Bring vir my 'n pen, dis 'n geldstuk. En hulle het dit gebring, Markus 12:16. En hy sê vir hulle, betaal aan die keiser wat hom toekom, met ander woorde gehoorsaam die land se wette, en betaal aan God wat hom toekom. Nou, maak nie saak wat se e-mail jy het of wat se EFT jy het nie, jy kan niks na God toe stuur nie. Dit beteken betaal aan sy huis, die huis waar jy aanbid. Hy sê, wees gehoorsaam hierin. Toe sê hy in 2 Korintiërs, dis alles Nuwe Testament, 9:7-8. Sommiges gebruik hierdie as 'n argument. Hoeveel keer sê ek vir julle in hierdie kerk, bestudeer die woord, ken die geskiedenis. Hoekom is hierdie hoofstuk geskryf? Wat het gebeur? Hoekom gebeur hierdie goed? Ek het al 100 keer vir julle verduidelik, mans met lang hare en vroue met kort hare. Hoekom Paulus gesê het wat hy gesê het? Manstempel prostituie in Korintiërs toe hulle net op bekering kom met lang hare gehad. Vrouens het kort hare gehad. Gaan kyk die geskiedenis. Hoor hierso. 2 Korintiërs 9:7-8. Laat elkeen gee soos wat hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 'n tiende is 'n tiende. Hoekom het Paulus hierdie geskryf? Want hier's Paulus besig gaan leer die opstig om sy apostelskap te verdedig. Want die Korintiërs begin nou twyfel of Paulus nou regtig hierdie apostel is. Hierdie gedeeltes het Paulus geskryf aan die Korintiërs om 'n insameling vir behoeftiges in Jerusalem en Judea te gee. Daarom sê, soos elkeen in sy hart voorneem, julle moenie gedwonge voel nie. Dis soos wanneer ons sal sê, as jy kan, bring 'n blikkie kos. Dis 'n liefdesgawe aan arme mense. Dit het niks met jou tiendes te doen, offerhande nie. 'n tiende sê duidelik 'n tiende. Nie soos jy in jou hart voorneem nie, 'n tiende. Hoor wat sê hy hierso.
Die mooiste verhaal, voorbeeld van tiende en offerande in die Bybel. Lukas 21, 1-4. En toe Jesus opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. Skatkis is die plek in die skathuis van die Here. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik ek sê vir julle, dat hierdie arme weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het 'n gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het. Met ander woorde, God het haar gehoorsaamheid raak gesien. Onthou julle toe dat duwe verkoop het in die tempel, het Jesus 'n sweep gevleg, duwe en beeste en skape vir die offerande, en hulle uitgedryf. Maar hier sit hy in die kerk. Soos maklik om te weet waar het Jesus gesit reg oor die offerande. God se voorsiening vir die wat die evangelie verkondig. Ek gaan vir julle die woord uit lees. Nie my idee nie. Ons moet hierdie deure oophou julle. En daarvoor moet ons geld hê. En God het dit so bepaal. Ek gaan vir julle wys uit die Bybel uit. Wie van julle werk? Kry julle salarisse? OK. 1 Korintiërs 9, 1-4. Of spreek hy inderdaad om ons ontwil? Dis Paulus wat vra vir Jesus om die wat die evangeliese ontwil praat. Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg op hoop moet ploeg en hy wat dors op hoop om wat hy hoop deelagtig te word. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit vir julle 'n groot saak as julle stoffelike goed maai. As ons ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het evenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Want Paulus hierso sê, hy's 'n tentmaker. So hy het niks van niemand gevra nie, hy het gewerk. Weet julle nie, dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en die wat die dinge na die altaar bring, besig is met die altaar te deel nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Die hele skrif is Heilige Gees ingegee. Heilige Gees het dit deur mense hande geskryf. Maar ek kan dit nie bekostig nie. Ek het te veel skuld. Pastoor, hoe moet ek dit doen? Ek weet nie wat om te doen nie. Vir my is ook geloofsaak om te doen wat ek moet doen, want ek moet reg doen. Ekskuus julle, ek moet hieroor praat. Ek kan nie deeltjies uit die Bybel uit kies wat vir almal gemaklik gaan wees nie. Ek moet sê dit wat die woord van God sê. As julle weet hoeveel ek soms moet opoffer. Ek sal nie en ek mag nie my mond oopmaak nie. Want is nie vir die evangelie. Hoe kan ek sê? Dit sal nie die evangelie van God kwaad, gaan die evangelie van God kwaad doen. En dit sal ek nie doen nie. Maar God het bepaal dat die wat die evangelie verkondig sal eet van die huis van die Here. En ek staan met my hande so agter my rug, menigte maande. En ek kla julle nie aan nie, asseblief in Jesus naam. Dis nie wat ek doen nie. Ek vra wees gehoorsaam aan die woord. Maar moenie my glo nie. Gaan lees self jou Bybel. Daarom gee ek vir jou die skrifte en julle kan kopies hiervan kry want hier's baie ander goed opgeskryf dat julle self kan gaan kyk daarna of ek 'n woord van leuen vertel. Maar ons wil hierdie deure oophou. En daarom het die Here wette daar gesit. Dis kom daar speedkops op die pad is. Wie van julle wil graag op die pad wees sonder 'n speedkop? Ek praat nie van 'n speedtrap nie, ek praat van 'n speedkop. Want dan gaan elkeen ry net waar hy wil. Ons sal nie een lewe in die huis haal nie waar nie? Daar's wette en reëls op die aardse pad. Daar's wette en reëls in God se pad. Ek wil nie hê vir 'n sekond, as jy voel, ag ek wil dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Vat jou familie spur toe. Moet dit nie doen nie. Want die Here sê ek het 'n blymoedige gewer lief. Moenie jou offerande of tiende in daai pot kom soek as jy voel nee ek is nie lekker hiermee nie. Moet dit asseblief nie doen nie. Want dan sal geen nut vir jou daarin nie. Niks. Want dan is dit nie 'n offer wat uit jou hart uitkom nie, maar wat uit jou gewete uitkom en dit wil die Here nie hê nie en ek nog minder. Ek dank julle dat julle dit met 'n mooi hart ontvang en besef dat ek dit vir julle moet sê.
Dis my plig as pastorie voor. Ek kan nie net pick and choose wat ek hier gaan sê, vir ingeval iemand aanstoot neem nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek bly vir julle lief. Ek weet nie wie betaal en wie betaal nie. Hulle drie wat dit doen weet. Ek weet glad nie. Maar ek kan op die bankstate sien wat ek moet doen. En wat ek nie kan doen nie. Ek dank julle dat julle my hierdie geleentheid gegee het om met julle daaroor te kan praat. So mag die Here dit vir julle stunning weet maak. Gaan bestudeer hierdie, as julle nie YouTube of wat ook al het nie, wat hulle opsit, dan kan julle 'n kopie kry van hierdie preke. Johan kan vir julle maak daar agter. En Johan, baie dankie dat so net daar kon ingooi en daar gaan jy. Want iemand moet dit doen. As ek vir julle dit moet opneem, sal hulle dit in Dubai hoor, maar nee. So, dit sal nogal 'n probleem wees. Dankie Here dat ons gesond is. Dankie Here dat U vir ons die paaie maak. As julle kyk wat nou Mosselbaai gebeur het, onthou julle toe ons begin bid, 3 dae daarna toe reën dit. En hulle sê, Jessie, dankie. Dankie dat julle gebid het. Baie mense het gebid, maar dankie God, dit het gereën. Die Here het voorsien. Mense stuur video's in, my spiritual ma bly daar, en haar seun bly in die berge goeders, en alles, niks het gebrand by hulle huis nie. Maar het onmiddellik op hulle knieë geval en gebid. Maar Michelle is verskriklik lief vir diere. So sê, maak het my honde gegryp, ek het die hoenders net oopgemaak. Toe wonder ek, die arme hoenders hardloop nou laat hulle hop. Maar 1000 gesinne is geraak. My ander vriend in Mosselbaai het ek gebel, gehoor of hulle okay is, toe sê, hulle is reeds op pad om vir mense water te vat, en hy het sy huis oopgegooi dat mense daar kan kom oornag. Het is wonderlik dat sulke dinge nog wys die hart van die mens. Nie waar nie? Dan vir daai mense wat hulle huise oopgooi, is dit ook 'n groot ding, maar ek meen vir die mense wat op die straat sit, met net wat aan hulle lywe is, kan julle dink hoe dankbaar hulle teenoor God was, om dit te kan hê. Dit wat jy het, is uit die hand van God. Waardeer dit. Waardeer dit absoluut. Moet niks vir granted vat nie, want dit kan so gebeur. Kom ons bid. Lieflike Heilige Gees, dankie dat U altyd by my staan, Here. Dankie dat selfs in moeilike dinge is U die spreker. U is die spreker van alles. Ons loof en prys, ek bid vir elke persoon wat hier sit, Here. U ken elke behoefte, U ken elke seer, U ken elke twyfel, U ken elke ding. Lei ons, behoed, bewaar en beskerm vir ons, Here. Ons dankie dat die engele sal ontplooi om tussen ons te loop, dag en nag, en dat die mense se oë sal oopmaak om dit te kan sien. Ek bid ook vir die huiswerksentrum. Ek bid vir elke skool waar Luzaan hulle skool gee. Ek bid vir elke onderwyseres. Ek bid vir elke sekuriteit. Ek bid vir elke persoon wat 'n besigheid besit. Ek bid vir al die werkers, vir die mammas wat by die huis bly. Ek bid vir elke een. Ek pleit die bloed van Jesus oor die kinders van God. En dankie Here, dankie, dat hierdie jaar die jaar sal wees, dat U in abundance sal provide, gees, siel en liggaam. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.